Ja, maar eens vanaf 2 video's, ek het 'n bietjie tyd, so 2 totaal en al uiteenlopende topics waar ek vanoggend gaan gou video's maak. Die eerste gaan oor beleggers en beleggings en dinge wat ek waarneem hier so op die platform van TikTok, maar ook weier. Die eerste gaan, soos ek sê, oor beleggers en waarmee mense op hierdie stadium probeer om hulle inkomste aan te vul, die mense wat geld het, waar hulle gelde sit. Ek dink die meeste mense daar buite het besef, die daarvan jy gaan sit geld in 'n fixed deposit in 'n bank en jy verdien per jaar 5 of 6% is net nie meer haalbaar nie. Jy verarm as jy dit doen. Die banke sit en trek massiewe winste uit jou geld en jy word 'n pittance daarvoor betaal. So die meeste ouens is verby daai kopskyf wat hulle moes gemaak het. So rondom jou oudtydse beleggings wil ek amper sê, die beste opsie is nog steeds, gaan maar na 'n finansiële adviseur toe, behoorlik geregistreer, met sy lisensie en al sy credentials, maar moenie net na een toe gaan nie, dit is soos 'n dokter. Gaan soek vir jou 2 of 3 opinies, dat hulle vir jou behoorlike risk assessments doen, dat hulle vir jou kan sê wat jy met jou geld kan maak, dat hulle vir jou op die tafel sit 'n paar instrumente, so net in een ding al jou geld gaan insit nie. En ja, dink ook progressief oor goeders. Ek vind dat baie van die finansiële adviseurs heeltemal verstar geraak het in die manier wat hulle kliënte adviseer. Ek gaan byvoorbeeld 'n ou noem soos Marcius. Geen verband aan Marcius nie, ek sien hom maar net op TikTok, ek volg hom daar. Dis ou wat nogal 'n oop kop het. Ek sê nie alles wat hy doen is reg nie, ek endorse hom op geen manier nie. Al wat ek net sê is vir my duidelik dat Marcius 'n ou is wat bietjie verder as die gemiddelde finansiële adviseur daar buite en goed kyk. So neem so ou se advies ook in gedagte as jy kyk na hoe jy beleggingsinstrumente, ou tradisionele beleggingsinstrumente wil gebruik. OK, dan eiendom. Lyk my die mense verbrand hulle vingers met eiendom. Eiendom is 'n ongelooflike goeie belegging as jy weet wat jy doen. But bear in mind, eiendom kom met sy eie stel valstrikke. Veral in Suid-Afrika waar jy jou 'n bietjie gaan doodsukkel om 'n stout huurder uit jou perseel te kry. Daar's 'n regsproses byvoorbeeld en. Dis tersyde ons praat nie daaroor nie. Jy keer in elk geval jou huurder voor die tyd baie mooi goed voor jy hom in jou plek insit. So dit kan dan in 'n sekere mate ontvang word. Ek praat nou van die beleggingsgedeelte, die beleggingskant daarvan. As meestal 2 tipes beleggers in daai markte. Die eerste sal wees die ou wat 'n langtermyn eiendom wil hê. Met ander woorde, hy wil uit huurinkomste uit. Hy koop dit dat daai huurder kan ingaan. Sulke mense moenie gedeelde titel, deeltitel eiendomme koop nie. Ek kan 'n ander ouetjie se naam noem, Albert van Wyk. Hy kom nie voor as 'n ou wat jy met jou finansies sal vertrou nie. Hy dra so 'n hoedjie, maar jy kan hom gaan soek hier op TikTok. Ek het gisteraand seker 2 aande terug het ek nogal redelik respek vir die ouetjie se siening van dinge gekry toe hy uitdruklik vir mense gesê het, bly weg van deeltitels af as jy in eiendom langtermyn geld wil insit. Vir my gewys die ouetjie weet presies waarvan hy praat en ek stem terloops heeltemal met hom saam. So bly weg van deeltitels. Dit is met ander woorde woonstelle, meent hy hierdie tipe van goed. As jy langtermyn wil verhuur, onthou daai eiendom raak nooit joune nie. Jy het 'n deeltitel, 'n gedeelte van die titel tot daardie eiendom is joune. Die grond self byvoorbeeld raak nooit joune nie. En as daar snaakse mirakels binne die eenheid gebeur of binne die gebou gebeur, is jy ongelukkig maar uitgelewer aan die meerderheid mense wat daar bly en die besluite en die aksies wat daar rondom geneem word. So wees baie versigtig daarvoor. Koop liewer vir jou losstaande eenhede in laer inkomste gebiede veral. Koop vir jou maklik opknapbare huise wat baie maklik kan bygehou word, die instandhouding daarvan bygehou word en hier eerder daai plekke uit. Vir my maar deeltitel van tipe van opset. As jou doelwit is, jy wil 'n bietjie langer termyn. Met ander woorde, jy wil hier inkomste hê. Aan die ander kant, as jy wil flip, is die maklikste gaan koop 'n ou eiendom op, maak hom reg, verkoop hom. Daar's egter net baie groot risiko rondom dit ook, so moenie jou vingers daar rondom gaan verbrand nie. Ek ken ouens wat flip eiendomme gaan koop het en dan sit hulle 5 jaar later nog steeds met 'n eiendom. So dan sit jy met dooie kapitaal en jy gaan blou nie eet vir 5 jaar. So dis nie 'n goeie opsie nie. As jy van 'n plan afkoop, beste, met ander woorde jy gaan na die nuwe ontwikkelings toe, jy gaan kyk vir jou eenhede wat jy voor jou siel weet
in daai area baie gesog is. Mense gaan maklik dit koop en jy gaan basies, jy koop van die plan af, maar dan word jy spaar nog 'n klomp kostes rondom die oordrag en die hereregte ook. En boem, as die mark reg is, dan verkoop jy weer daai eiendom. Dan kan jy vir jou deeltitel koop. Dis actually die slim plan om dan uit te voer. Okay. So, tradisionele beleggings, eiendom, weer eens, ek is nie hier om finansiële advies te gee nie, dis by my eie opinie oor hierdie goed, volg my opinie, gaan vra iemand anders ander opinies, dis maar my observasies hierdie. Dan, betreffende goud, silwer, harde kommoditeite, goud is op 'n ongelooflik hoë vlak. Ek is maar 'n konservatiewe ou rondom hierdie goed, soos enige kommoditeit, maak nie saak wat dit is nie. Die hemel inskiet soos wat dit die laaste tyd gebeur het met goud, as ek baie versigtig verkoop. Wat egter die vraag van goud hemelhoog laat gaan, is maar die onstabiliteit in die wêreld. Maar nou moet jy onthou, dis siklies. So, Trump en sy administrasie is besig om die hele wêreld op loop te jaag. Daar's baie swaar trade war tussen die Chinese en die Amerikaners, die Russiese oorlog, al die goeders wat in Europa kan gebeur, Midde-Ooste wat baie onstabiel is, China en Taiwan, daai hele korridor daar af is deesdae de facto oorlogsone, so dit is nie goed wat altyd daar sal wees nie. Die siklusse van goud is net langer as die ander. Dit is nie net 'n paar maande en dan ewe skielik is die situasie anders en dan drop die prys van goud weer nie. So as jy wil goud koop, koop goud. Waar kan jy goud koop? Die meeste van die banke, handelsbanke bied vir jou die opsie aan om deur hulle goud te koop. Nie 'n sleg plan nie, onthou net hulle vat hulle kostes en hulle fooi jou daarop. As jy fisiese goud wil koop, koop vir jou kreerhande. Los aan die maklikste, gaan sit dit in jou kluis. En ja, hier is die ding, as mense wat letterlik goud ingots, met ander woorde gesmelde goud wat in hulle goudstafies is, deur 'n baie groot bedrag geld koop, ja, dan is dit langtermyn, want jy gaan sukkel om daai goud weer in daai ingot in 'n volgende ou verkoop te kry, juis as gevolg van die prys van goud wat baie hoog is. So koop eerder vir jou munte, koop vir jou kreerhande, baie eenvoudige algemeen aanvaarde manier van die verhandeling van goud. Okay, of binne in jou bank, binne in jou exchange, altcoin trader byvoorbeeld, julle weet ek is baie lief vir ICT, hulle het 'n opsie waar jy vir jou kan goud koop. So, ja, koop vir jou goud. Silwer, ongelooflike goeie koop op hierdie stadium. Hoor my uit op dit goud, die groot verskil tussen goud en silwer, goud word gebruik in industrie, dis reg, it is consumed, maar silver is consumed at a much higher rate. So dis 'n kommoditeit wat uit die grond gehaal word, maar dit lê nie net in stoorwaarde uit, as actually 'n gebruik van silwer in 'n klomp industrieë. Die prys van silwer is laag. As jy wil silwer koop, ek dink dis nogal 'n goeie tyd op hierdie stadium. Ek sal dit oorweeg. Soos ek sê, dis my eie opinie hierdie. Ek kan heeltemal verkeerd wees. Dan sien ek mense is weer besig om koper te koop. Baie interessant. So 15 jaar terug, 10 jaar terug, was daar 'n baie groot loop op koper. Ja, toe dit weer 'n bietjie getaan, toe het superconductors nou weer die hype geraak en mense het agtergekom hulle kan op ander maniere die elektroniese goed laat werk is net eenvoudig koper, maar koper is terug. So ja, jy kan selfs 'n bietjie oorweeg in koper, snaaks genoeg van alles. Ek sal nie op hierdie staan doen, dis vir my nog te spekulatief. Cryptocurrency. XRP manne. Julle gaan vir my haat as ek dit sê, ek kan nog steeds nie utility in julle coins sien nie. Die FSA is besig om na 'n stelsel te gaan waar eenvoudige stablecoins die bankstelsel gaan assisteer, met ander woorde US-dollar gaan binne 'n bank omgeskakel word na 'n stablecoin en dan is dit baie maklik om te verhandel. Jy het nie XRP, Ripple se ekosistem daarvoor nodig nie. Tussen die Swift banke is hulle besig om hulle eie blockchain te bou, so whatever XRP moes gedoen het, gaan in afval ondervang word deur Swift se eie blockchain. Ek dink nie XRP is 'n goeie koop nie. Crypto, koop vir jou die groot 5, die groot 10, sit vir jou sekere bedrag daaraan. Okay, moet asseblief nie net in een coin gaan belê nie. So, dis my opinie rondom finansies en beleggings. Follow it, don't follow it. Dis maar wat ek sien in die besprekings hier.